wagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. Is steen met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isaac, Hallo my liewe mens, Ben en Francis luister saam met jou by die Braambos. Baie dankie dat jy saam met my hier is. Ja, skop jou skoene uit, ek doen myne onmiddellik dieselfde. Ons wil hoor, wat sê die woord van God oor die eindtyd? Almal praat eindtyd, almal praat die passyne gaan blaas, en ouens is so onverskillig om datums vas te maak en mense bang te maak. Maar daar's iets wat ek nie verstaan nie, en ek wil hê jy moet saam met my hierna luister, en ons moet die Gees van God vra om mense wakker te maak. Nou lees ek in 1 Tessalonisense 5, ek gaan net vers 2 en 6 lees om tyd te bespaar, maar jy kan dit gerus gaan lees, die wederkoms van die Here. Vers 2, julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Hy sê dit baie duidelik, onverwags, niemand gaan weet, nie is Jesus weet nie, net die Vader weet wanneer hy kom. En dan vers 6, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker word en nigter wees. Net daai twee gedeeltes, maar gaan lees 1 Tessalonisense 5, die hele een, en my liewe mens, die woord is so duidelik, en ek is op pad 70 toe, ek het nog so 14 maande, dan sê ek daar, en wie wat, van ek kan onthou, is ek geleer, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Van ek gebore is en onder die kerkbanke gelê het, waar meeste van u groot geword het, en waar ek glo, u kinders behoort groot te geword het, en jou kleinkinders nou daar behoort te wees, het ons die woord van God gehad, en ons het geluister, en ons het gehoor, en ons het besef, dat, weet jy wat, Jesus kom weer. Ons ken al die gebeurtenisse van Moses en die groot trek en die dooie see, in die see wat in twee gesplit is, en ons ken alles van die Johannes die Doper, Jesus wat gebore is, uit die maagd Maria gekruisig, gestorwe, begrawe is, ter hulle neergedaal het, opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, van waar hy sal kom, om te oordeel die lewende en die dode. Daar is 'n tyd wat ons geglo het in 'n Christelike kerk, gevul deur die Heilige Gees. Hierdie kerk, gevul deur die Heilige Gees, en die plek van samekoms, met respek behandel het. Die herders na geluister het. Nee, jy kan nie na almal luister nie, dit is die waarheid, maar laat die Gees jou oortuig na wie jy moet luister. En van ek kan onthou, ek het by ouma groot geword, het sy dit eers gesê, en later was ek in die sonnaskool, en hulle het dit gesê, en later was ek in die hoërskool, en ek was in die weermag, en daar het ek kerk toe gegaan, en dit is vir my gesê, niemand weet wanneer nie. En hier lees ons, soos 'n dief in die nag. Nou het dit al 'n paar keer by my ingebreek, en kosbare goed gevat, onder andere
splinternuwe kar wat net klaar betaal is uit my motorhuis uit. Ja, as ek geweet het hulle kom, sou hulle nie daai kar gevat het nie, verseker nie. My liewe mens, ek weet dit en jy weet dit. Ek dink nie daar's 'n Christenhuis in Suid-Afrika wat nie 'n Bybel het nie. Daar's nie 'n Christen mens, al is jy so ongoddelik in Suid-Afrika. Al is jy een van die grootste skelms in die wêreld, weet jy nie wie's Jesus nie. Weet jy nie, daar's 'n geloof wat sê, hy kom weer. Nou my vraag is, my liewe mens, hoekom doen ons dit nie? Nee, luister wat sê ek, ons. Ek sit nie hier om vir jou te preek nie. Ek sit nie hier in hierdie mooi ateljee vandag en sê vir jou, weet jy wat, julle nie. Ek sê ons, ek en jy, my vrou, jou vrou, my seun, jou seun, my dogter, jou man. Wanneer gaan ons, vers 6 wat sê, julle slaap. Ek het so rukkie terug gepraat en dalk het jy my gehoor, en as jy my nie gehoor het nie, kan jy net vir my WhatsApp stuur en sê ek wil deel wees van die Brambos, dan hoor jy alles wat ek sê. En hier is 'n twee-rigting gesprek. Ek wil jy moet met my terugpraat. Jy moet sê, Ben, verduidelik dit. Ben, ek verstaan nie dit nie. Ben, ek stem nie hier saam nie. Ben, ek stem daar saam. Amen. My liewe mens, wanneer gaan ek en jy wakker word? Ek kan dit nie beter stel. Die woord sê, julle slaap. Julle weet hierdie goed, maar julle slaap. Een ou spring op en hy sê die 23 Desember 2025. Ek het 'n baie goeie vriend, ou Freddy Delport. Hy sê altyd, hoe weet jy wanneer 'n profeet 'n regte profeet is? As wat hy sê waar word. Anders te lieg hy, dan is hy vals. Die 23, 4, 5, iewers daar, iemand sê vanoggend my, dis nou die 26ste, gaan Jesus kom op die wolke. Halleluja, ons almal sien hy daarna, kan nie wag nie, ek wens dis vandag, maar niemand weet nie. Daarom is die vraag, waarom is ons nie wakker nie? Waarom is ons nie wakker nie? As jy weet, vannag gaan hulle hierdie voordeur oop skop, en hulle gaan hierdie goed wat hier staan, kom haal, gaan jy nie slaap nie. Maar ons slaap. Hoe lank, hoeveel keer moet Jesus nog in sy woord sê, moenie slaap nie, waak, staan op, wees gereed, die bassein het klaar geblaas, die 10 maagdes lê rustig in slaap, en iemand skree, die bruidegom kom, en hulle spring op, en die helfte, 50%, die helfte, besef nie, hulle gaan nie saam nie, hulle gaan nie na die bruiloft toe nie. Die helfte van ons wat hier sit vandag by die Brambos, skoene uitgeskop, besef nie, ons gaan nie saam nie, nie oor ons nie gewaarsku is nie, oor ons nie belangstel. Want jy sien, die liggies van die wêreld blink so mooi. Ons is so bederf, ek onthou as 'n kind, was my grootste plesier in die lewe om bioscope of driving toe te gaan. Dit was iets wat ek so na uitgesien het. Nou het ek 'n driving in my hand. Dis so maklik om ingesluk te word. Al hierdie tokke, TikTok en Facebook en YouTube is verskriklik goed. Dis verskriklik nice, maar dit sluk jou in. Jy vat jou driving of jou bioscope in jou hand en
Jy raak so in vervoering. Terwyl die woord van God sê, word net wakker. Die koning kom, maar jy moet gereed wees. Kom ons sê, as hy kom op die 23ste, gaan ons nie gereed wees nie. Al sê iemand nou, wat dit is nie so nie, want die woord sê, ek glo wat die woord van God sê, die woord van God sê, niemand gaan weet. Ek gaan nie weet nie, jy gaan nie weet nie, niemand gaan weet nie. Net die Vader alleen. Maar al sê iemand, en nou is al verskriklike oproere, en ouens wil gedoop word, en ouens wil kerk toe stroom, want ek moet nou gereed maak. Maar as dit die 23ste of 26ste nie gebeur nie, wat gebeur met jou? Kan ek 'n Engelse uitdrukking gebruik? Back to square one. Ag, ek is so moeg vir daai ou stories. Dit gaan nooit gebeur nie. So ek val terug in my nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer. Ek val terug in my sondige natuur. Ag, hierdie kerk lieg vir ons. Nee, die kerk lieg nie vir ons nie. Mense lieg en ons glo dit, want ons ken nie die woord nie. Ons verstaan nie die woord van God nie. Daarom wil ek vir jou sê, my liewe mens, staan op uit die dood, staan op uit die slaap. Kom ons word wakker, na alles wat gebeur in ons land, in ons wêreld, na al die woord van God wat sê, oorlog, gerugte van oorlog, hongersnood, moord, doodslag, wêrelde word afgebreek, ons land is afgebreek, daar's niks van hom oor nie. En nog steeds is die Christenvolk van Suid-Afrika nie gereed om 'n bid hier by te woon nie. Nie gereed om op 'n Sondagoggend na die huis van samekoms te gaan om te hoor wat die Gees van God sê nie. Is die Christene nog besig om, soos die Fariseërs en die heidene van duisende jare terug, die profete en die leraars teen die kruis langs Jesus vas te wil spyker. En jy kan my vloek, jy vloek my nie. Ek bring die boodskap. Jy vloek die boodskap. Mense vloek. Hoekom lieg julle op TV? Hoekom lieg jy op YouTube? Hoekom lieg jy vir jou gemeente? Daar is nie 'n Jesus nie. Hy gaan nie kom nie. Daar gaan nie 'n rapture. Ek kan nie vinnig op die woord kom. Daar gaan nie een wees nie. 'n wederkoms. Daar gaan nie 'n wederkoms wees nie. Hoekom lieg jy? Ek lieg nie. Ek sê wat die woord sê. Ek vertrou die woord. Ek glo die woord. Iets baie interessants. Mense wil nie na die huis van die Here toe gaan nie. Mense noem dit die kerk. Mense wil nie meer bid nie. Mense wil nie meer met Jesus en die kerk en die predikante geassosieer word nie. Ek sit by die spesialis. Francis sit langs my. Hy sê, hy sê, Ben, Francis, Ben het klierkanker. Ek kyk vir haar, ek sien 'n traantjie loop so stadig en hy doeps so op haar klere. Doeps val die tweede een. Doeps val die derde een. Weet jy wat doen die wêreld as dit gebeur? Pastoor, jy moet dadelik kom. Hoekom? Wat's fout? Ek het 6 maande om te leef. Nee, jy het nie 6 maande nie. Jy dalk net 6 uur. Die bassein blaas elke dag vir duisende mense. Nee, dis nog nie die wederkoms nie, maar as jy nou sterf, is dit jou wederkoms. Is jy gereed? Is jy gereed as die koning nou kom vir my en vir jou? Is ons gereed? Ag, ek is okay, jy weet, dis net die dop, jy weet, ek sukkel bietjie met die dop, man, dis hierdie ding van, die vrou sê vir my, hy syp dan slaan hy my.
ek slaan hom amper. Weet jy wat sê hy vir my? Nee, pastoor, sy syp, dan vloek sy my. Dan's ek dronk, dan slaan ek haar. Dan steek sy my met die skêr. Wow, wat 'n toonbeeld van wedergebore kinders van God, wat elke Sondag in die kerk sit, of glad nie meer in die kerk sit nie, want dit is nie meer belangrik nie. My liewe mens, wat kan ek sê om jou te oortuig om weer terug te draai na Jesus toe? Ons skree, verban die regering, ons skree, verban die wêreld, jaag al die Filistyne in die see in, ons wil die wêreld versit. Solank ek net nie van hierdie stoel af op te staan nie, solank ek net nie hierdie woord van God hoef oop te maak nie, solank ek net nie myself moet verkleineer om te sê, Here, help ons. Die eerste ding na jy gesê het, Here, help ons, is die vraag moet wees, maar wat moet ek doen? God het ons nie nodig nie, hy wil ons gebruik. Hy gee my en jou 'n keuse. Gaan jy die keuse uitvoer, ja vir Jesus, of nee? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, ag, dis nog nie so bad nie. Ou sê nou eendag, ek weet nie waaroor klaar die mense nie, ek eet nog steak as ek braai. Ander sê, waaroor klaar mense? Ek stop nog by die vulstasie, dan sê ek, R200 asseblief, en dan kyk ek, dan gooi nog steeds vir my 200 in. Waaroor kla ons? Ons kla oor 'n ongoddelike wêreld, verduister op pad hel toe, wat maak dat ek nie my deur kan ooplos nie, dat ek nie op die voorstoep kan braai nie, want dan, mense het nou reg, as jy braai, kan hulle inkom, en hulle kan jou vleis vat, en jy's nie veronderstel om hulle teë te staan nie, jy moet die polisie gaan bel. Dis die goed wat aangaan in die wêreld, en ons wil nog nie sê, asseblief Here Jesus, help ons. Here, kan ons asseblief, almal wat na hierdie boodskap luister, Sondag, na die huis van die Here toe gaan. Almal wat hierna luister, Woensdag aand na die bidhuur toe gaan. Nee, Ben, dis te donker, dis te ver, ek het nie vervoer nie. Ek praat met 'n tannie, ek was op Oosrand Stereo vir baie jare, en ek praat met 'n tannie en sy sê vir my, sy wil verskriklik graag vir die Here iets doen, maar sy kan niks doen nie. Ek sê, tannie, dis onmoontlik, almal kan iets doen. Sy sê, jy verstaan nie, Ben, ek bly op die 6de verdieping van 'n woonstel wat nie meer 'n huisbak het nie. Ek weeg 120 kilos en ek sit in 'n rolstoel. Daar's geen manier, die volgende keer wat ek weer op die grond gaan wees, gaan ek in 'n bodybag wees. Daar's niks wat ek kan doen nie. Ek sê, tannie, jy kan bid. Jy kan bid. Nee, maar vir wie moet ek bid? Ek sê, al bid jy net vir Ben en Francis Loubser, ons het dit verskriklik nodig. Ons het wysheid nodig, ons het krag nodig, ons het insig nodig, ons het oop ore nodig, dat ons die Heilige Gees kan hoor. Ek is nie hier om vir jou te preek wat ek glo, wat ek wil preek nie. Ek is hier om vir jou te preek wat die woord van God sê. Ek is hier om vir jou te sê, the King is coming. Ek is hier om vir jou te sê, jy is nie gereed nie. Bid, ek sien eergister, op die nuus, 'n taxi hier in Durban, oor die middelman, die taxi-leenstukke, 'n helikopter staan in die pad, hulle laai net lyke op, en stikkende mense. Ek, tannie, begin bid vir 'n ongoddelike Christen volk in Suid-Afrika. Baie mense profeteer, Suid-Afrika, ons is die uitverkore volk, ons is die klein joetjies. Ons is nie, ons is die ek sukkel met die Engels en Afrikaans weer vermoor, ons is die Gentiles, ons is die wat tot bekering moet kom. Maar ons wil nie, want ons is te besig. My liewe mens, ek moet afsluit. Ek wil by jou pleit vandag. Ek wil sê asseblief in die naam van Jesus Christus, wil jy, net jy, nou net oor jouself worry. En ek, vir 'n oomblik net oor myself worry. Vergeet nou van almal vir wie jy lief is, vergeet
begin net by jou. Onthou jy daai liedjie, yes my cup Lord, fill it up Lord, till it overflow. As my koppie vol is van die Heilige Gees van God, is daar nie plek vir demone in my nie. En as dit begin vol word, dan loop dit oor. Dan loop dit oor my vrou en my kinders en my kleinkinders. En dit loop oor my gemeente. Maar dit moet by my begin. Ek is die eerste een wat moet opstaan en sê, ja Here, stuur my, ek sal gaan. Here, ons bid vanmôre met die salwing van die Heilige Gees, en ek bid heel eerste vir Ben Loubser. Here, laat ek nooit op 'n kansel staan voor 'n kamera sit en goed preek wat ek nie self kan leef nie. Here, ek wil moet daagliks tot bekering kom. Here, ek moet daagliks my hart weer vir Jesus gee en sê, was my in die bloed van die lam. Ek moet daagliks weer hervul word deur die krag en die vuur van die Heilige Gees. En as ek vol is, Here, en dit loop oor, doen dit met my vrou, doen dit met my kinders, doen dit met elkeen wat ingeskakel is. Here, laat ons hierdie boodskap sal uitstuur, maar dit nie uitstuur om belangrik te voel of te dink nie, nie laat mense eer kry nie, Here, maar laat ons dit sal doen, sodat die wêreld terug sal draai na Jesus Christus toe, want in ons eie krag kan ons nie. Ons is swakkelinge, want ons slaap. Here, red ons uit hierdie doodse slaap, wat na die verderf toe lei. In Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196. Hierdie is 'n twee-rigting gesprek. Jy mag my WhatsApp, jy kan enigiets sê, jy kan enigiets vra, jy val nie my aan nie, ek bring net die boodskap, die blye boodskap, die boodskap van liefde en vrede in God. Baie dankie vir almal wat bid, baie dankie vir finansiële ondersteuning, baie dankie vir finansiële ondersteuning, ek weet nie wie gee en wie gee nie, het gaan in die Jesus by die Braambos rekening, en daaruit word baie goed betaal, wat ons gebruik hier, en daarom is ek op die lig, baie dankie, sonder jou gaan dit nie moontlik wees nie. Baie dankie vir hulle wat bid, ons het dit baie nodig. Baie dankie vir hulle wat kommentaar lewer, is so goed partykeer om te hoor amen, en partykeer dankie, en partykeer nee dankie. Ek moet ook dit weet, want dalk grou ek in my oog die hele tyd, en dit irriteer jy, dan moet ek leer om nie in my oog te grou nie. So baie dankie daarvoor ook. Baie liefde, Ben en Francis Loubser, Jesus is Liggemeente in Eastvale Springs. Amen.